Ons gaan vanoggend gesels oor die tema wanneer volhou jou sterk maak. Wanneer jy voortgaan in jou lewe ten spyte van omstandighede en die effek wat dit op jou het, die impak wat dit op ons het. Ons almal het seker al gehoor, jy groei net as dit swaar gaan of jy groei gedurende swaar kry tye. Nou dit kan wees dat van ons hier dalk nou in 'n swaar kry tyd is of dalk nou in 'n situasie is wat moeilik is of uitdagend is, of ons kan terugkyk na ons lewe en kyk na 'n klomp situasies waar ons dalk klaar swaar gekry het en hoe ons daardeur gekom het. En ek dink elkeen van ons, wanneer ons terugkyk, sal ons geheue kan verfris oor hoe die Here vir ons gehelp het. En ook hoe ons dan, soos die spreekwoord sê, beter ander kant uitgekom het op die einde van die dag. Ek dink dit is in die eerste plek baie belangrik om te sê dat dit nie die Here is wat slegte dinge oor ons pad bring nie, want baie mense sê God het 'n doel, hy laat slegte goed toe, sodat jy nou kan leer en al daai tipe van dinge. Maar ons weet dat die lewe gebeur net. Die lewensverloop is iets waarin ons elke dag onsself vasloop. Elkeen van ons het 'n lewensverhaal. Ons het in ons kop 'n prentjie van wat ons dinge wil, hoe ons dinge wil sien, hoe ons graag wil hê dinge moet gebeur, hoe ons dinge beplan, waarheen ons in ons lewe wil gaan. Maar dan kom die lewensverloop en bots met ons lewensverhaal. Wanneer die lewensverloop met ons bots, dan praat ons oor gesondheid, die dood van 'n geliefde, ekonomie, emosionele dinge, persoonlike gesondheid ensovoorts. Uitdagings, werksverlies, werk, al die dinge wat in ons lewe vir ons die lewe moeilik kan maak, kom uit die lewensverloop uit. En in die lewensverloop kan ons absoluut niks doen nie. Maar die probleem kom dan nou wanneer ons lewensverhaal en die lewensverloop met mekaar bots, kop aan kop bots, om dit te oorleef. Nou vanoggend het ek 'n paar tekste en ons kan die eerste teks na kyk. Ons gaan hom net eers so los, Hebreërs 10 vers 35 en 36, wat baie duidelik sê, julle geloofsvertroue moet julle dis nie prys gee nie. Hou dit hou groot beloning in. Volharding is wat julle nodig het om die wil van God te doen en te ontvang wat hy beloof het. Nou wat ons lees in Hebreërs 10 is dat die skrywer baie duidelik vir die ontvangers wil sê, julle moet vasbyt. Julle moenie sommer net tou opgooi as dinge sleg raak nie. Julle moet regtig deur hierdie situasie gaan. Want wanneer jy vasbyt, kry jy op die einde 'n beloning. Nou weer hou in gedagte, die Here bring nie die slegte ding om te kyk of ons kan vasbyt nie. Wat gebeur is, dat wanneer slegte dinge gebeur, die Here ons die vermoë gee om te kan vasbyt. Dat die Here vir ons die vermoë gee om deur die situasie te kan gaan. Ek lees hier uit die boodskap, om voor die lewende God te staan, as jou saak met hom verkeerd is erger as die verskriklikste nagmerrie wat jy kan hê. Nou lees ons daar, dat ons een ding moet besef, as jou verhouding met God verkeerd is, het jy baie groot moeilikheid. En dan kom hy en hy gebruik hierdie vergelyking en hy sê, maar omdat jou verhouding eintlik met die Here reg is, gaan jy makliker deur moeilike situasies kan gaan. En hy praat van die lewende God, en as hy oor die lewende God praat, praat hy oor God se teenwoordigheid. Want wat is dit wat op die einde van die dag in ons lewe die deurslaggewende faktor speel, die belangrikste rol speel? Wat ons weet, is dat alles oor God se teenwoordigheid in ons lewe gaan. Dat wanneer ons in sy teenwoordigheid is, in die teenwoordigheid van die lewende God, dat ons in situasies kan vasbyt. Nou dink vir 'n paar oomblikke aan jou lewe, waar jy al moes vasbyt, of dink aan jou lewe nou, wat jy moet vasbyt. Ek dink elkeen van ons het 'n kruispaadjie in ons lewe, wat ons deur so dal moet stap, om te oorleef. Een van myne was so 2 jaar terug, toe die are in my brein gegaan het, en ek deur dit moes oorleef. En as 'n mens in daai posisie is, waar jy fisies so siek is, dan is daar net een ding wat vir jou eintlik bo laat uitkom, en dit is om die Here te vertrou. Wanneer jy nie meer kan staatmaak op jou eie fisiese liggaam nie, wanneer jou fisiese liggaam in so 'n posisie is, dat jy eintlik magteloos is,
is al wat vir jou oorbly, die teenwoordigheid van die Here. Want vanuit die teenwoordigheid van die Here uit, kan jy dan funksioneer. So ek onthou hoe ek myself weer moes leer om te onthou. Ek het 'n stuk gelees in die Bybel, dan maak ek die Bybel toe, dan kan ek nie onthou wat daar gestaan het nie. Maar ek het myself weer stukkie vir stukkie geleer om te kan onthou. En so het ek deur daai stryd gekom met 'n klomp dinge wat ek weer moes bemeester van voor af. Maar die wonderlike ding is dat ons op die Here kan vertrou. En dit is 'n versie wat ek vir jou hier wil lees uit Hebreërs 10. Hy sê julle moet onthou, julle het baie swaar gekry toe julle net Christene geword het. En ek gaan nou ietsie daarvan sê, maar niks kon julle wegkry van julle vertroue in God nie. Dit is Hebreërs 10 vers 32. Niks kon jou wegkry van jou vertroue op die Here nie. Nou swaar kry as Christen is wanneer jy deur mense verstoot word omdat jy in Jesus glo, wanneer mense op jou neersien, wanneer mense jou uitsluit, wanneer mense jou uitskuif. Maar wat ons hier leer is dat swaar kry nie jou vertroue in die Here moet beïnvloed nie. En dit is waar baie mense se geloof begin wankel, wanneer hulle ophou om te vertrou op die Here. En dit is so, wanneer 'n mens siek is en jy is desperaat en 'n klomp dinge gaan deur jou kop wat jy nie antwoorde op het nie, dan is dit so dat jy nie dink aan vertroue nie. Dan is dit so dat jy so dink aan oorlewing en so dink aan hoe jy die volgende tree moet gee, dat jy nie besef hoe belangrik dit is om te vertrou nie. Geloof, weet ons, is kennis en vertroue. So wanneer ons glo in 'n moeilike tyd, dan sal ons kan volhou. Want daar's twee dinge wat gebeur. Die eerste ding wat gebeur is ons ken mos die Here. So en jy kan in jou lewe met jou kennis wat jy van God het, kan jy elke dag leer. Want daar's beloftes, die Here is by jou, die Here hou jou vas, die Here dra vir jou, die Here voorsien, die Here verlos jou van sonde en die Here gee vir jou ewige lewe. Paulus sê die swaar kry in hierdie lewe is maar gering en dit gaan verby. En dit loop vir ons uit op iets wat verreweg alles oortref. In 2 Korintiërs 4 vers 16 tot 18 lees ons dit en dan ook verder in 2 Korintiërs 5. Kennis van wie God is. En dan tweede, om te vertrou dat dit wat ons van God weet, die waarheid is. So hoe gaan ons elke dag deur ons lewe? Hoe gaan ons hierdie week in met ons geloof? In die eerste plek ken ons God en in die tweede plek vertrou ons op die Here. So wat help ons in alle situasies in ons lewe, of dit goed gaan of sleg gaan, of ons deur 'n moeilike tyd of 'n maklike tyd gaan, wat ons help is om altyd seker te maak dat ons die Here ken. As ek nie die Here geken het in 2023 toe ek so siek was nie, sou ek nie weet waar ek vandag gewees het nie. Want die Here is die een wat 'n mens deur elke treukie in jou lewe help, deur elke stukkie in jou lewe vat, om met nuwe ywer, om met nuwe krag te lewe, maar dan veral om met hoop te lewe. En daarvan lees ons in Romeine hoofstuk 5, vers 3 tot 5. Dis nie al nie, ons verheug ons in die swaar kry, want ons weet, swaar kry kweek volharding. Volharding kweek egtheid van geloof, en egtheid van geloof kweek hoop. En die hoop beskaam nie, want God het sy liefde in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees wat hy aan ons gegee het. So Paulus sê, swaar kry is absolute gegewe in die lewe. Swaar kry is nie iets wat ons kan ontsnap in hierdie lewe. Maar dan sê hy, ons verheug ons in die swaar kry. Nou ons weet Paulus se manier van dink oor die lewe is vir baie van ons 'n baie vreemde konsep om te sê jy's verheug oor swaar kry. Maar Paulus leer vir ons die lesse van swaar kry. Hy leer vir ons wat hy persoonlik ervaar het. En dit is dat swaar kry volharding kweek. Swaar kry maak dat jy kan volhou. Swaar kry help jou dat jy elke dag weer kan opstaan en aangaan. Die Heilige Gees kom en kweek vir ons, want die kweekingsproses
in ons lewe is natuurlik ook baie belangrik. So die Heilige Gees kom en kweek by ons sekere eienskappe. En een van die eienskappe wat die Heilige Gees by ons kweek is volharding, om vol te hou. So selfs wanneer dit sleg gaan, kan ons volhou omdat die Heilige Gees ons help om vorentoe te gaan. En dan sien ons dat volharding egtheid van geloof kweek. So egtheid van geloof gaan dan daaroor om seker te wees dat dit wat ek van God weet absoluut die waarheid is. Dat ek nie allerlei dinge oor God glo of dinge van God verwag wat eintlik nie in die Bybel staan nie. So egtheid van geloof beteken dit wat ek van God glo staan so in die Bybel. En waarop ek vertrou staan ook so in die Bybel. Met ander woorde, my geloof in wie God is dan suiwer. Ek glo in die lewende God en ek weet hy is by my betrokke in my lewe. En daarom sal my geloof nie kan wankel nie, want my geloof is so sterk soos die een in wie ek glo. En die een in wie ek glo is die Here Jesus Christus. En omdat ek in hom glo, is my geloof suiwer. En omdat ek in hom glo, is my geloof sterk. En omdat ek in hom glo, is daar stabiliteit in my geloof. Omdat ek in hom glo, word my geloof in stand gehou deur die Heilige Gees, want die Heilige Gees kweek vir my 'n geloof met die eienskappe van 'n suiwer kennis en 'n suiwer vertroue. En dan kweek dit suiwer hoop. En ons hoop is nie op onsself nie. Ons hoop is nie afhanklik van een liggaamsdeel wat iets oorkom en moet beter raak nie. Ons hoop is nie op die materiële nie. Ons hoop is nie op die dinge wat verbygaan nie. Ons hoop is op Christus. Paulus leer vir ons dit in 2 Korintiërs 4 vers 16 tot 18. Ons oog is nie op die sigbare dinge gerig nie, maar op die onsigbare. Die sigbare dinge gaan verby, maar die onsigbare dinge is ewig. En dit is God. So ons hoop is in Christus. Ons hoop is 'n realiteit. Ons hoop is nie 'n droom of 'n wens of iets wat ons graag wil hê moet gebeur nie. Ons hoop is 'n realiteit, want ons hoop is Christus. En Paulus skryf, Christus is ons hoop op heerlikheid. Christus word ons hoop in ons lewe. So ongeag waardeur ons gaan, of wat met ons gebeur, of wat in ons lewe op hierdie stadium aan die gang is, moet ons weet dat Christus die hoop is in jou lewe. En dat jy in God se teenwoordigheid lewe. En dat God se vertroue in jou is. En dat die Heilige Gees jou help om sterker te wees. Dat die Heilige Gees jou dra, krag gee, wysheid gee en inspireer. En dat jou hoop nie iets is wat uit jouself hoef te kom nie. Dis nie soos positiewe denke wat jy moet sê, ek moet nou dink en positief dink en ek moet hoop en ek moet my aandag op dinge fokus nie. God se hoop is 'n realiteit. Die hoop is Christus en Christus is in jou. Ons volgende teksgedeelte, Galasiërs 6 vers 9. Laat ons dan nie moeg word om goed te doen nie, want as ons nie verslap nie, sal ons op die bestemde tyd ook die oes insamel. En hiermee leer Paulus vir ons, vooraf in Galasiërs skryf hy, oor hoe belangrik dit is dat ons moet werk. Dat die arbeid van dit wat ons saai, gaan bepaal wat ons oes. En deel van ons arbeid is amper soos Psalm 126, waar dit gaan oor die gebed, Here, verander ons lot. Waar die digter dan skryf, Here, dit het goed gegaan met ons. Nou gaan dit weer sleg. Maar laas toe dit sleg gegaan het, het U ons lot kom verander. Wil U nie ook nou ons lot kom verander nie? En dan die gedeelte in die gedig wat uitstaan, terwyl hy loop en huil, saai hy die saad, maar hy sal met vreugde die oes inbring. Al loop jy en huil, terwyl jy die saadsak dra, al loop jy en huil, terwyl jy oes, saai, al loop jy en huil terwyl jy oes, sal jy die groot oes kan inbring. So die saad wat jy gooi, is die saad wat jy in jou geloof saai. Maar die oes is dan verseker. En Paulus wil ietsie daarvan ook sê in Galasiërs, en dan 2 Timoteus 4 vers 7. Ek het die goeie wedloop afgelê, ek het die wenstreep bereik, ek het gelowig end uit volgehou.
Ons leer dit by Paulus op 'n paar plekke in sy briewe. Byvoorbeeld in Filippense 3 sê hy, my oog is op Jesus, ek wil Jesus beter leer ken. Vir my is die lewe Christus. Ek wil die wenstreep behaal. Ek onthou lank terug het ek 'n fietswedren gery van so 230 km. Daar deur die Baviaans Kloof het ons deelgeneem aan die Transbaviaans. En ek onthou toe so op 100 km kom van die wedren, toe begin die berg pas wat ons moet uitry. En ek het vir my vriende toe gesê, hoorie, ek dink nie ek kan eintlik eers meer verder ry nie. Ek is nou morsdoodmoeg. Maar wat vir my opvallend was, is hoe 'n mens ten spyte van hoe jy voel, nog vorentoe kan gaan. En hoe ek na elke klomp kilometer teruggekyk het en gesien het, ons is nou op 130 km, ons is nou op 150 km. En dan gewonder, hoe het ek hierdie stuk pad gery tot hier, want ek het nie meer krag in my liggaam nie. Totdat ek klaargemaak het ek nie geweet dat ek gaan klaarmaak nie. Want dit was vir my net eenvoudig moeilik gewees. En ek dink iets daarvan leer ons by Paulus. Al voel dit vir jou, of jy nie gaan kan klaarmaak nie. As jy aanhou, sê Paulus, dan gaan jy klaarmaak. Moenie bekommerd wees oor waar jy die krag gaan vandaan kry nie. Moenie bekommerd wees oor hoe jy hierdie pad gaan loop nie. Moenie bekommerd wees of jy gereed is daarvoor nie. Loop dit net. Gaan net voort. Hou vol. Want as jy volhou, word jy sterker elke tree. En dit is wat ons hierdie week moet saamvat om te weet dat die Here vir ons hierdie krag gee elke dag van ons lewe.